Broers en susters, hartlik welkom by vanmôre se geleentheid. Ekskuus, die stem is nie so lekker nie, so ek sal ook nie vreeslik kan help met die singerry vanmôre nie. So wat een ou my eendag vir my gesê het, vanmôre is jy op jou eie. So julle sal ook op julle eie wees vanmôre, maar hartlik welkom. Ek hoop julle het elkeen baie mooi en geseënde Kersdag gehad en wonderlike dag saam met julle familie en vriende kon spandeer het vir die een of twee vir wie ek nou nie hande gegee het nie. Van my kant af dan net baie welkom. Net een aankondiging en dit is as jy net seker maak daar in die moederskamer Wessel kan julle my hoor. Daar is hy. Net een aankondiging en dit is as jy die oujaardiens wil kom bywoon, Woensdag aand 6:00, is jy meer as welkom en dan gaan ons die oujaar so met mekaar dan ook uitsien. Ons is vanmôre dan nou reeds by die eerste Sondag na Kersfees. Toe ek nou die skyfies voorberei het en ek nou skryf eerste Sondag na Kersfees, dan dink 'n mens daar sal sommer al klaar weer in die volgende rad en voel asof 'n mens sommer al klaar weer begin om die handrem los te maak vir die volgende skof wat voor lê. Nou ja, dis nie die bedoeling nie, maar dis hoe die kerklike jaar dan nou maar daar uitsien dat ons dan vanmôre by die eerste Sondag na Kersfees is. En die ander ding wat my getref het in die woorde van eerste Sondag na Kersfees kom neer op 3 woorde wat iemand een keer gebruik het en dit is om te sê life goes on. Vir 'n paar weke dan gaan 'n mens uitsien daarna dat Kersfees moet aanbreek en dat 'n mens saam met jou familie en jou vriende moet wees. En dan wanneer Kersfees plaasgevind het en klaar is en dat 'n mens weer met die lewe môre begin, dan kom 'n mens agter die lewe gaan aan, né? Ons kan nie altyd by die krib bly stil staan nie. Daar is ook 'n lewe wat geleef moet word en 'n wêreld na wie toe ons moet uitdruk. Ek weet Billetjie is hierdie week is hy weer op pad terug Kaap toe, as ek dit nie mis het nie, so vir my man het daar wat dink dat die lewe gaan aan, nee. Maar seën, sterkte ook daar aan die ander kant. Hoop die opleiding en alles wat daarmee saamgaan sal mooi verloop en natuurlik so vir elkeen van ons vir wie die lewe voorlê. Kom ons bid saam, ons vra dat die Here ook vanmôre vir ons sal seën wanneer ons paar liedere gaan saam sing en wanneer ons so byeen is, natuurlik ook vir julle by die huis, wanneer jy ook al inskakel, seën ook vir jou daar by die huis en vir jou lewe, maar kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons in hierdie oomblikke nie net kan stil word nie, nie net kan afrat nie, maar saam met mekaar bewus kan word en bewus kan wees dat U is hier. Ons sê dit so dikwels vir mekaar in die kerk en in ons lewe dat ja, ons sien U nie fisies nie. Maar die belofte in die woord staan vas wat sê waar 2 of 3 in U naam by mekaar is, daar is U in hulle midde. En ook toe U uit hierdie wêreld uit opgevaar het na die hemel toe, het U ook die belofte aan U disippels en almal wat daar by mekaar was gegee en gesê
saam met julle wees tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Wees dan ook so met ons vanmôre. En laat u heerlikheid oor ons lewe nie wag hou. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Verskoon dan tog, broer en suster, slegte ding onderleer. Maar genade vir julle elkeen en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en wat vir ons elkeen 'n werklikheid gemaak word deur die teenwoordigheid van God, sy Heilige Gees. Ons gaan 3 liedere saam sing. En die eerste lied, en gaan ons die lof van die Here besing. Ons is nou so pas klaar met Kersfees, of dat ons Kersfees in herinnering geroep het. En nou wil ons die lof van die Here besing, omdat ons hierdie realiteit, hierdie werklikheid van 'n Christus wat gekom het om 'n verskil te maak, Christus wat gekom het om ons lewe op 'n nuwe pad te plaas, dat ons dit nou as 'n realiteit beleef. So terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie lied saam. Nou dat ons klaar is met Kersfees, behoort ons hele lewe, en soos wat iemand gesê het, ek hoop dat ons lewe bestaan nie net uit 'n eendag Kersfees nie, maar dat ons hele lewe Kersfees sal wees. 'n Lewe wat staan in die teken van Christus wat vir ons gebore is. En hierdie lied 161 wat sê Halleluja, Halleluja sê loof die Here. U is ons lewe, om ons sing hierdie lied ook saam.
eintlik 'n aanbiddingslied, lied wat mense eintlik na binne sing. Daar's 'n taamlike lang inleiding voordat ons by die lied self gaan uitkom.
Dankie Here dat ons U lof mag besing. En dankie dat ons as Christene so bevoorreg mag wees, dat uit al die verskillende godsdienste wat daar in hierdie wêreld bestaan, die Christelike godsdiens die enigste een is, waar U as God neergedaal het, die koninklike plek verlaat het, om tussen sondaar mense te kom woon. En uiteindelik ook wat ons op 'n Sondag vier, dat U lewe vir die wêreld gegee het. Saam met die kerk oor die wêreld heen, vier ons dan vandag meer as net Kersfees. Ons dink nie net aan U geboorte nie, maar ons dink ook aan Paasnaweek, Goeie Vrydag, Opstanding Sondag, Hemelvaart, Pinkstersondag. En dankie dat U elke dag by ons is. Dankie dat Kersfees vir ons meer is as net 'n paar oomblikke van skietstilstand. Maar dat ons in ons lewe werklike, ware en ewige vrede kan ervaar. Want U, Here, U is die verskil. Seën dan ook vir ons wanneer ons die Bybel nou oopmaak en saam met mekaar lees. En mag hierdie eeuwe-oue storie en eeuwe-oue gebeure wat hom in hierdie gedeelte afspeel, vir ons ook in die tyd waarin ons vandag leef, betekenis sal hê. Dankie Here dat ons dit in U heilige naam mag bid. Ons eer U as die Here van ons lewe. Amen. Ek het net so flissies daarna verwys, naamlik dit wat iemand gesê het, toe hy met iemand in 'n gesprek was, en toe het hy gesê, soos wat ons elkeen ook maar op 'n stadium, sou ek dink, as 'n mens jou lewe sou moes opsom, wat sou jy sê in een sin of in 'n paar woorde, waarin sou jy jou lewe opsom? En toe die persoon gesê, 3 woorde, life goes on, die lewe gaan aan. En iets daarvan in die gedeelte wat ek met jou wil deel vanmôre, dit is Matteus hoofstuk 2, vers 13 tot 23. Die gedeelte wat handel oor die vlug na Egipte toe en ook die kindermoord wat daar in Bethlehem plaasgevind het. Matteus hoofstuk 2 van vers 13 af, wat ek dan saam met jou lees. Nadat hulle vertrek het, en dis nou die almal wat daar by die krib was, en hulde kom bring het aan die Here, en ook die wyse manne, die sterrekykers, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar,
totdat ek jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en om hom dood te maak. Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek en daar gebly tot die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het, dit was Hosea, uit Egipte het ek my seun geroep. Toe Herodes agterkom dat die sterkykers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het: 'n gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil en groot gejammer. Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Na die dood van Herodes verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe, want die mense wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood." Josef het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en na die land van Israel toe teruggegaan. Toe hy egter verneem dat Archelaus in die plek van sy vader Herodes oor Judea regeer, was Josef bang om daarheen te gaan. Nadat God hom in 'n droom 'n aanwysing gegee het, is hy na die landstreek Galilea toe. Daar aangekom, het hy gaan woon in 'n dorp met die naam Nasaret. So is vervul wat deur die profeet gesê is: hy sal Nasarener genoem word. En ek lees net daardie gedeelte saam met jou. Ek wonder of dit dalk by jou ook is, by die lees van hierdie gedeelte, dat 'n mens dalk hoop of wens dat daar dalk miskien baie keer ook iemand in 'n mens se eie lewe na vore sal tree, of 'n engel uit die hemel, of iemand wat net na vore sal kom om 'n mens te waarsku, en dalk miskien veral as 'n mens nou terugkyk oor jou lewe, dat dit eintlik nou nogal verblydend en lekker sou gewees het as iemand 'n paar keer in jou lewe dalk na vore getree het om vir jou te sê: hoor jy, moenie dit of dat nie, of loop hierdie of daardie pad, en dat 'n mens dalk miskien 'n klomp dinge op die manier sou gesystap het. Die storie van Josef wat saam met sy vrou en sy kind moet vlug, hoop ek dat dit wat ons vanmôre vir mekaar sê, nie net sommer 'n storie uit die gryse verlede sal wees nie. Maar dat ek en jy vanmôre hier kort na Kersfees iets sal beleef van, ja, die lewe gaan aan. Ons staan aan die vooravond van 'n nuwe jaar. En ons sou dalk miskien vanmôre ook vir onsself kon sê, ek hoop daar is iemand wat ergens op 'n paar plekke in die nuwe jaar dalk vir my gaan wag om vir my te sê: nee, nie hierdie kant toe nie, of nie daardie kant toe nie, of nie hierdie sake transaksie, of nie daardie sake transaksie, of nie binne hierdie groep, of nie binne daardie groep, of nie na hierdie vakansiebestemming, of nie na daardie vakansiebestemming nie. Dit lê vir ons elkeen 'n nuwe jaar wat vir ons voor lê, en wat vir ons donker is, en wat ons nie weet hoe 2026 vir ons gaan uitwerk nie. Ek wil graag net 5 dinge vanmôre, 4 dinge wat ek met jou wil deel vanmôre uit hierdie gedeelte. En die eerste wat ek met jou wil deel is dat
Jesus ken ballingskap en vrees. Ons dink so baie keer, of ek vermoed dat ons dink baie keer in ons lewe, dat ons die enigste mens in hierdie wêreld is. Of jy mag dalk so by jouself ervaar, dat jy die enigste mens is, wat na plekke heen op reis is, wat iemand anders nog nooit van tevore geloop of gedoen het nie. Dat 'n mens dalk soms so ver gaan as iemand anders vir jou sê dat jy is nie die enigste persoon wat al dit of dat in die lewe deurgemaak het nie. Dat daardie persoon dalk vir jou kan sê, maar jy het dit dalk meegemaak, maar joune was nie so intens gewees soos myne nie. Jy het dalk opdraande beleef, maar jou opdraande was nie vol klippe gewees en rotse en allerlei dinge wat die lewe vir jou moeilik gemaak het nie. Na alle waarskynlikheid is een van die bedoelings van Matteus om vanmôre vir ons iets te kom sê van hierdie Jesus wat gebore is nie iemand wat los staan of vreemd staan teenoor my en jou omstandighede. Wanneer Jesus ons kom roep, wanneer die Here ons kom roep vir 'n bepaalde taak in ons lewe of 'n bepaalde pad wat 'n mens in die lewe moet loop, dan voel dit baie keer vir 'n mens soos ballingskap. Ballingskap, as 'n mens Israel se lewe nagaan, dan was hulle op 'n vreemde plek gewees en blootgestel aan baie verskillende en vreemde dinge, aan vreemde gode, aan 'n wêreld wat hulle nie geken het nie. En wanneer die Here mens roep, beland 'n mens ook op sulke plekke in jou lewe dat 'n mens voel, hier staan ek moedersiel alleen in hierdie wêreld en in hierdie omstandighede. Matteus van ons daaraan kom herinner dat die Here Jesus self hierdie, selfs al was hy 'n kind, al was hy 'n babietjie gewees, dat hy reeds dit vroeg in sy lewe reeds ervaar het. Om op plekke te wees wat soms lewensbedreigend kan wees. Dan dank Vader dat ons woon in 'n land waar ons godsdienstvryheid het en waar ons ten minste nie daardie lewensbedreigende ervaring in ons lewe het nie. Maar soms wanneer die Here 'n mens roep en wanneer die Here 'n mens na 'n sekere plek toe neem en stuur, dan gaan dit met allerlei onbekende dinge gepaard. Matteus wil ons daaraan kom herinner dat Jesus staan nie los van wat ek en jy as mens ervaar en beleef. Kan ek dit aan die vooraand van 2026 vir jou sê of met jou deel, is dat ergens in 2026 gaan ons almal of een so moment of baie sulke momente in ons lewe beleef wat uiteindelik gaan maak wat ons al 'n paar keer nou aan die einde van hierdie jaar gesê het, naamlik dat hierdie jaar kan nou maar klaar kry. 2025 was nie 'n goeie jaar gewees nie. 2026 kan nou maar kom. Na alle waarskynlikheid het Josef dalk ook so 'n ervaring in sy lewe gehad dat hy moet opstaan en dat hy moet vlug. Jesus ken ballingskap en vrees. Miskien is daar vanmôre reeds 'n beklemming aan jou hart vir volgende jaar.
Ek weet nie wat lê vir my en vir jou voor nie, ek weet nie wat lê vir ons land voor nie. Ek weet nie wat lê vir ons dorp voor nie. Ek sien maar net gereeld op die groepe van al die probleme en al die gebrek aan dienslewering wat ons dag na dag moet ervaar en dat daar op 'n manier 'n vrees by ons sit. As dit nou so gaan, hoe gaan dit nie net volgende jaar gaan? En dan hoor ons ook nog stemme van mense wat sê dit gaan net slegter gaan. As jy nog nie 'n Jojo tank opgesit het nie, dan beter jy baie vinnig plan maak, maar dit gaan net erger gaan. As jy nie sonpanele het nie, sit vir jou sonpanele op, want dit gaan net slegter gaan. En so, en daarmee sê ek nie, hoor vir my baie mooi as ek sê, daarmee sê ek nie dat 'n mens nie moet beplan en dinge moet doen nie, maar 'n mens moet ook baie versigtig wees dat 'n mens se lewe nie in vrees sal verval nie. Die tweede ding wat ek uit hierdie gedeelte met jou wil deel is dat geloof lyk heel dikwels soos stil gehoorsaamheid. Om dit wat ek hier met jou wil deel, vir jou eintlik op 'n praktiese manier af te breek, moet 'n mens gaan kyk na ander figure in die Bybel se lewens. Ek dink byvoorbeeld aan iemand soos Abraham, vir wie die Here ook geroep het om te trek waarheen hy ook al wil hê dat hy moet gaan. En al wat van Abraham verwag was om gehoorsaam te wees. Miskien gebeur dit dat iemand in my of in jou lewe vir jou gaan vra of gaan navraag doen oor jou eie geroepenis. Ons is mos almal geroepenis. As ek Christen is, moet ek outomaties aanvaar dat ek 'n geroepene is. Ek is as Christen nie maar net daar vir myself en vir my eie saligheid nie. Ek is geroepe om Christen te wees, om God hier op aarde te verteenwoordig. En wanneer dit gebeur dat iemand kom navraag doen oor my geroepenheid as Christen in hierdie wêreld, dan behoort ek dit te kan verduidelik, of dat my lewe dit sal verduidelik dat ek die Here vertrou sonder dat enige verduideliking daarvoor nodig is. Mens kan seker net bespiegel, maar as ek moet nadink oor Abraham se lewe, dan was daar seker baie mense wat vir Abraham gevra het om waarheen te gaan, om wat te gaan doen. Nee, die Here het my geroep. Waarheen? Ek weet nie waarheen nie, maar ek weet hy het my geroep. En wat Abraham se situasie eintlik nog verder bemoeilik het, is dat mense in Abraham se tyd het nie weggetrek nie. Vertroue sonder enige verduideliking. Wanneer ek gehoorsaam is aan waartoe die Here my roep, dan gaan dit ook sonder erkenning. Ons wil tog so baie keer, wanneer die Here ons roep, wil ons erkenning hê dat dit wat ek doen, moet raak gesien word. Moet deur mense geprys word. Kyk hoe wonderlik is die ou, of kyk hoe wonderlik is daardie ou. Wanneer ons oor hierdie verhaal nadink van Josef, dan is dit net iemand wat opstaan en na Egipte toe verhuis as ware. Aksie sonder enige erkenning en getrouheid sonder enige sekerheid. Josef het nie geweet wat gaan hy in Egipte daar maak nie. Natuurlik moes dit vir
enige mens wat in hierdie tyd geleef het, en ook in Israel se tyd geleef het, moes dit 'n bitter moeilike ding gewees het om Egipte toe te vlug, want in Abraham se lewe loop ons dit vir 'n andere raak, dat toe daar hongersnood was in Abraham se tyd, gaan lees dit maar daar in hoofstuk 13, Genesis 12:13, jy sal baie vroeg in Abraham se lewe sal jy dit raakloop. Toe daar hongersnood is, toe gaan hy na Egipte toe. En toe hy in Egipte kom, op pad na Egipte toe dink hy so by homself, maar hy daar 'n baie mooi vrou, en wat gaan hy maak as die klomp Egiptenare hierdie mooi vrou van hom raak sien? Hy sal maar sê dat dit sy suster is. Dan is die uiteindelike vraag wat daar vir Abraham se lewe oorgebly het, is, wat soek jy in Egipte? Want Egipte was vir Israel die plek waarin daar swaar kry was. Egipte was die plek waarin 'n Christen of waarin 'n Israeliet, 'n gelowige, homself nie moes bevind het nie. Josef het nie geweet wat se sekerheid lê daar vir hom voor nie, maar getrou en waartoe die Here hom geroep het. Dis 'n tema wat ons aan die einde van 2025 eintlik nie genoegsaam met mekaar kan deel nie. En dit is in 2026 wag daar vir my en vir jou ook 'n vorm van geroepenheid. Dat ek en jy in hierdie dorp waarin ons sal leef, ons geroepenheid sal uitleef. Somtyds, en as ek dalk miskien die voorbeeld kan gebruik, dit bring 'n mens baie keer in konflik met ander mense, maar ek sien 'n video daar in die Kaap, hulle is nou op soek na die twee ouens, 'n ou wat daar in sy kar gesit het by 'n verkeerslig en goed by sy venster uitgegooi het, en 'n ander ou het uit die bus uitgeklim en gestap en die ou se goed teruggegooi in sy in die motor in, en dit het groot konflik veroorsaak. Ons geroepenheid gaan vir ons in konflik bring met die wêreld. Want ons lees in hierdie verhaal dat die wêreld wil nie die Here Jesus ken nie. Die wêreld wil nie die standaard van die Bybel volg nie. Die wêreld wil nie die ou mens afsterwe nie. Josef, wat opstaan en gehoorsaam vlug, soos wat die Here hom dit aandui, is gehoorsaam en getrou, al is daar nie sekerheid nie. Die derde wat ek met jou wil deel, is naamlik dat God se beloftes staan vas, selfs al lyk die wêreld onverlosbaar donker. Ek en jy gaan dit mos nou vanmôre vir mekaar sê, ons gaan dit Woensdag vir mekaar sê. Ons weet nie hoe lyk 2026 nie. As ons op die politieke terrein wil beweeg, ons weet nie wanneer ons aan die einde van volgende jaar met ons plaaslike verkiesings moet stem, hoe dit gaan lyk nie. En wanneer ons na al die verskillende stemme uit die politieke wêrelde luister, en as ons na ontleeders luister, dan skilder hulle nie 'n baie roosagtige prentjie. God se beloftes staan vas. In hierdie gedeelte lees ons dat die woord van die Here is vervul soos wat dit deur die profeet gesê is, uit Egipte het ek my seun geroep. God se storie met hierdie wêreld is nie 'n eendag storie. God se storie is al van die begin af met hierdie wêreld besig.
As ek en jy vanmôre net 2 of 3 tree kan teruggee, dan moet ons vanmôre vir mekaar sê, waar het alles begin? En alles het begin waar die mens verkeerd gekies het. Waar die mens 'n keuse van ongehoorsaamheid gemaak het. En daardie keuse van ongehoorsaamheid het die mens eintlik in konflik met sy Skepper gebring. Die aangrypende van God. En dit kan nooit anders as aangrypend wees nie. En dit is dat God met my en met jou aanhou. Wanneer ek en jy oor ons lewe van hierdie afgelope jaar, vergeet nou nog van dalk miskien 10 en 20 en 30 en 40 jaar, maar wanneer ons terugkyk oor ons lewe van hierdie afgelope jaar, hoop ek dat jy ook die aangrypende sal raak sien dat God se beloftes vir jou lewe staan vas. Wanneer die Here met jou begin het en met my begin het, dan is dit 'n storie van God sal eind uit met ons besig wees en daardie storie klaar maak tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Hierdie wêreld lyk onverlosbaar donker. Wat is waarheen die Here vir my en vir jou stuur? Dit is nie altyd lekker, of sal ek sê, dit is meeste van die tyd nie lekker om in hierdie wêreld te leef nie. Baie van ons beleef Suid-Afrika as 'n slegte plek. Ons ken al die statistiek en al die stories wat daar in koerante en op nuuskanale en plekke van nuus verkondig word. Dat dit 'n donker plek is. God se beloftes staan vas. Laaste wat ek met jou wil deel, is naamlik dat die kruis word reeds hier by die krib van Jesus vooraf geskadu. Toe Jesus daar hierdie wêreld toe gekom het dit heel moontlik, soos in elke ander geval wanneer 'n babietjie gebore word, dat daar blydskap is. En dat daar vreugde en opgewondenheid is en dat daar drome gedroom word oor die lewe van 'n kind en ook van hierdie kind. Maar die naam Jesus beteken redder. En redder veronderstel dan op die einde dat daar iets moet gebeur of iets gaan verkeerd loop, dat daar redding of dat daar uitkoms bewerk gaan moet word. En hierdie Jesuskind, wie se naam dan onder andere beteken redder, sien ons dan ook in die krib, dat die skadu van die kruis reeds oor die krib lê. Dat hy gekom vir meer as om net gebore te word. Hy het gekom vir meer as om net vir 'n paar oomblikke in die hart warmte en vreugde en blydskap te ervaar. Hy het ook gekom dat daar konflik gaan wees. Hy het ook gekom dat daar skeiding gaan plaasvind. Want op die einde, wanneer Jesus kom red, dan beteken dit dat daar sommiges is vir wie daardie redding nie gaan aanbreek, nie omdat Jesus hulle nie wil red nie, maar omdat mense op die einde kies om nie gered te word nie. En so wil ek glo dat wanneer ons nou begin aanbeweeg vanaf die krib, vanaf die geboorte van Jesus, dat daar geleef moet word. Dat ons plek in die wêreld gaan moet volstaan. En dat ons nie redding verkondig wat ons bewerk nie, maar dat ek en jy maar net die mens sal wees wat die heenwyser sal wees
na hom wat die redding kon bewerk het. En mag ek en jy dan in die lewe en die boodskap van hierdie verhaal altyd in 2026 en ook hoe lank die Here vir my en vir jou gun om nog op hierdie aarde te wees, altyd sal weet, Jesus ken die lewe waarin ek en jy onsself bevind. Jesus, God se beloftes staan vas. Al lyk dinge baie donker en die kruis is die sleutel vir ons lewe waarin ons vashou en waaruit ons elke dag lewe. Mag die Here so vir my en vir jou seën. Amen. Hemelse Vader, so aan die einde van 2025, wanneer ons en sommige van ons wat selfs reeds bestek begin opneem het van ons lewe die afgelope jaar, is hierdie gedeelte ook vir ons in meer as een opsig waar. Ons kyk terug op ons lewe, en ja, daar was nie iemand wat helder en duidelik voor ons lewe kon staan het en vir ons die weg kon wys het nie. Ook nie 'n Biliamse donkie wat met ons praat nie. Ons het slegs maar U woord. Maar ons weet ook dat U woord waar is. Al die beloftes wat ons in die woord beleef, as ons terugkyk oor hierdie jaar en ook oor ons lewe, U was getrou. Ons dink aan tye in ons lewe waar ons, om dit eintlik so uit te druk, waar ons teen U in opstand was, dat daar ook tye en oomblikke in ons lewe was wat ons eintlik lynreg teen U gekies het en teenoor U kon staan het. U kon ons met die waai van U vinger weggevee het. U het dit nie gedoen nie. U het ons aan U beloftes kom herinner. Ek sal vir jou 'n God wees, en jy moet vir my 'n nageslag wees. Dankie dat ons vanmôre dan steeds daarop kan reken, dat soos wat U ons in hierdie jaar gelei het, U dit ook in 2026 en daarna sal doen. En dat dankie wanneer U dit doen, Here, dat dit altyd teken is van U oneindige liefde vir ons as mense. Wees met ons in hierdie dag. Ons bid vir so baie mense wat vandag en in hierdie tyd op ons land se paaie sal wees. Bewaar vir hulle elkeen waarheen hulle reis. Seën vir hulle wanneer hulle ook weer terugkom by hulle huise en lewe wat weer opgeneem moet word en geleef moet word. So baie nuwejaarsvoornemens wat gemaak word, wat by die einde van Januarie alreeds weer versand gaan wees. Ja, Here, hou nie op om vir ons te wees wie U nog altyd was nie, naamlik Jesus,
die ewige redder. Dankie dat ons dit in U naam kan bid. Dat ons dit elkeen vanmôre, jonk en oud, man en vrou kan weet, U is Here van ons lewe. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Kom ons sluit dan ook af met hierdie lied van Jesus Redder, groot en magtig. Broer en suster, ontvang die seën van die Here, van leef heerlik, vreugdevol in die wete dat God getrou is aan sy beloftes en dat hy elke dag saam met my en met jou op pad is. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van God se Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly totdat Jesus eendag weer op die wolke verskyn. Amen.